So amper was die hele Suid-Afrikaanse ekonomie al opgedonder in die 90's, sê Colyn. Nou kom ons luister gou na Colyn. Nie, want dis waarmee is jou magtigste wapen. En daar in die 80's, toe die budgies vir my kom en hulle my broer uit wipe, staan die trustee so voor my en sy druk haar fucking vingertjies so teen my bors en sy sê, I will destroy you. Staan ek daar so en kyk, die sê, you know what? First of all, you are too fucking small and thin to destroy me. You've taken everything I have. But I'm gonna fuck you up with this because you can't handle this. You can't touch this. En ek sê vir julle, maat, ek het vir 17 keer in die hof gehad, in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg in persoon. Haar hele legal team. 15 keer gewen, 1 keer het die judge die fucking saak uitgegooi op 'n technicality en ek is dood fucking seker. Die bliksem wou gaan visvang het. Want ek het altyd op 'n dringende basis gaan, dan stap ek hulle so 4 uur in die middag. In elk geval, en 1 keer het ek verloor op 'n technicality. That's it. En ek het in persoon in die appelhof gestaan. Staan in die appelhof. Ek praat namens my broer. En aan die ander kant, 5 prokureurs, 5 junior advokate, 5 senior advokate. Maar die boerieman het gestaan, maar. Ja, te weet ek kan nie die saak wen nie, want ek hy saak gewen het, die Suid-Afrikaanse ekonomie opgefok. Maar. Ja. Colyn begin vertel dat die budgies, dis nou die Jode, hom en sy broer wou uitwipe. Dan praat hy van die vroulike trustee. Nou haar naam is Eileen Margaret Fay, 'n professionele trustee wat deur die meester van die Hooggeregshof aangestel is om die belange van skuldeisers te beskerm teen 'n bankrot boedel. Colyn. Hy verwys dan na haar as 'n klein dun vroutjie wat voor hom gestaan het met haar vinger teen sy bors en gesê het, I will destroy you. Dan vertel hy hoe hy vir haar gesê het dat hy haar gaan opfok met sy brein. Maar as jy die werklike hofrekords gaan nagaan, sal jy niks van so 'n persoonlike konfrontasie kry nie. Niks feite vir sy gehoor nie. Nou kom ons kyk wie was Eileen Margaret Fay. Sy was nie 'n Jood nie. Sy was nie 'n persoonlike vyand van Colyn wat hom probeer uitwipe het nie. Sy was 'n professionele, soos ek gesê het, trustee wat deur die meester van die Hooggeregshof aangestel is om die belange van skuldeisers te beskerm in 'n bankrot boedel. 'n Standaard prosedure in 'n insolventiesaak. Colyn se budgie bynaam vir haar het ons al gesien. Dit is sy persoonlike manier om mense te probeer demoniseer. Sê hy sy Jood. Dan gaan Colyn aan en hy sê hy het haar 17 keer in die hof in Pietermaritzburg gehad. 15 keer het hy gewen, 1 keer verloor op 'n technicality, sê hy. Die judge het 1 keer die saak in die hof gegooi omdat hy wou gaan visvang het. Hy vertel hoe hy alleen in die appelhof gestaan het, teen 5 prokureurs, teen 5 junior advokate en teen 5 senior advokate. Arme boerieman teen 'n moeëse groot legal team. Nou kom ons kyk wat die werklikheid. Daar was net 2 appelhofsaake in Bloemfontein in 1993 en in 1994. 1993 was dit Fay teen Serfontein. Die trustee teen Serfontein. Die trustee se appel was afgewys. Dit is die groot oorwinning waarvan Colyn praat.
Maar in 1994 se saak is dit Serfontein versus Myn Industries. Hier het die Serfontein broers verloor. Sy appel teen die finale sekwestrasie is afgewys. En hulle bankrotstekap het gebly staan. Maar dan kom die cherry op die koek, soos julle geluister het. Colleen vertel, die Suid-Afrikaanse ekonomie sou opgefok het, sou hy daai saak gewen het. Ja, so groot saak. Die saak was oor sowat 236.000 rand se skuld van Colleen. 'n gewone kommersiële bankrotskapsaak. Nie 'n Suid-Afrikaanse nasionale ekonomiese ramp nie. Mense, feite bly feite. Al vertel Colleen 'n baie kleurvolle, mooi storie daaroor. Dankie.